Gewaardeerde luisteraar, Pastoor Frans Hooiberg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker en ons komende Koning. Ek hoop ek vind u in absolute oorwinning, want jy het geen ander keuse nie. Jy het nie 'n keuse nie om in enige ander situasie te wees as in absolute oorwinning. Want jy leef nie meer nie, maar Christus leef in jou en hy het oorwin. En as dit vir jou realiteit is, dat ek is in Christus, die geregtigheid van God in Christus Jesus, ek is verborge in God deur Christus Jesus, ek is weggesteek, ek leef in die heilige plek, ek sit saam met Christus in die hemelse plekke, ek leef onder die skaduwee van die Allerheiligste. Ja, as ek al daai goeders verstaan, dan leef ek in oorwinning, al het ek nou 'n nederlaag gelei oor sekere dinge. Ons mag miskien die veldslae verloor, maar ons het die oorlog gewen. Die oorlog is gewen deur Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker. Hierdie is ons 12de aflewering oor die boek van Openbaring, en ons is besig in hoofstuk 3, en ons het laas opgehou by vers 6, ons gaan nou aan by vers 7, die volgende gemeente wat ons van praat. Nou kom ons lees dit sommer dadelik, en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop. Die volgende kerk wat deur Christus aangespreek word, is die gemeente in Philadelphia. Philadelphia was geleë aan die voet van Mount Timolos, en is vernoem na Attalus Philadelphus, die koning van Pergamos. Dit was 'n senter van die wynbedryf. Dit is ongeveer 84 km suidoos van Sardes, op die pad na Laodicense. Die feit dat die stad vernoem is na Attalus Philadelphus beteken nie noodwendig dat hy die stad gebou het nie. 'n meer betroubare bron dui aan dat die Egiptiese oorsprong verwys na Ptolemy Philadelphus, wat eiendom gehad het in Asia Minor. Geleë aan die westelike deel van 'n distrik wat gekenmerk was deur vulkaniese aktiwiteite, het aanleiding gegee aan die naam Phrygia Katasiyumi. Philadelphia was gereeld besoek deur aardbewings. Dit was vernietig saam met Sardes in die ramp van 17 na Christus. Die voordeel van die ligging van die stad het egter gemaak dat hulle daar vasgeklou het. Die voordeel was dat hulle in beheer was van die bergpas tussen die Hermes vallei en die Meander vallei en die rykdom van die wynbedryf. Die munte van Philadelphia het baie keer die kop van of Bacchus of Bashaet aan die kante gehad. Dit was 'n welbekende feit dat die vulkaniese grond in daardie omgewing baie vrugbaar was. Dit was egter nie so vrugbaar soos die in Efesië of self Laodicense nie. Vir enige wettiese aspek moet die inwoners deurgaan na Sardes. Ten spyte van hierdie effense agterstand het Philadelphia die ander 3 oorleef en aangegaan op dieselfde plek. Teen die einde van die 14de eeu was dit die laaste Byzantine stad wat oorgegee het aan die Turke. Hulle het ook oorgegee met die beste onderhandelings van almal. Tot vandag het Philadelphia die voorreg van vrye Christelike aanbidding met die gebruik van klokke tydens aanbidding. Ook kon hulle optogte in die publiek onderneem, iets wat die Turke nêrens in Asië toegelaat het nie. Hulle het 'n biskop en meer as 12 kerke, en daar word gesê dat 1/3 van die 15.000 inwoners Christene is. Die moderne Turkse naam is Alaşehir, the City of God. Sommige verwys daarna as Alaşehir, the Stripe City. Die naam Philadelphia beteken broederlike liefde. Hierdie was die jongste stad van die 7 en was oorspronklik as 'n sendingstasie vir Hellenisme gestig. Die oorspronklike rede agter hierdie sleutelstad was om die Griekse taal, kultuur en gebruike dwars deur die hele provinsie van Asië te versprei. Philadelphia was ook bekend vir sy pragtige geboue wat genoem was die Klein Athene en bekend vir sy aardbewings en herbouwings. Jesus was voorgestel as die soewereine God. Die woorde, die heilige, die waaragtige, is nie kenmerke van Christus nie, maar sy hele wese. Hier is ook duidelik kenmerke van Yahweh. Jesus is waar in sy hele wese. Hy is die ware God en mens. Die woorde, die sleutel van Dawid, kom van die boek Jesaja. Jesaja 22 vers 22, en ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouers lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Hierdie is nie een of ander weggesteekte lering nie. Dit beteken net dat die een wat die sleutel het die autoriteit.
Jesus het die autoriteit in alle opsigte. Hy is die houer van sleutels en deure, hy laat in en hy laat uit. Vers 8, ek ken jou werke, kyk ek het voor jou geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Miskien die mooiste woorde wat in 'n gemeente gerig kan word, want hierdie geopende deur werklik was, word nie hier aan ons gesê nie. Die klem is op ongehinderde toegang. Daar's 'n deur, en niemand of niks kan hulle verhoed om daardeur te gaan nie. Die verwysing na min krag beteken nie werklike swakheid nie, maar eerder sterkte. Hulle was swak genoeg om sterk in die Here te wees. Baie van ons is te sterk, te groot, te seker van onsself dat ons nie die grootheid van God in ons lewens kan sien nie. Paulus was 'n groot voorbeeld hiervan, en voordat ek die skrif lees, dink ek dadelik aan hierdie mense wat geestelike oorlogvoering en bloedlynvloeke en al hierdie territoriale geeste en al hierdie dinge in glo. Hulle veg die territoriale geeste. Hulle vind uit wie is die ouens wat die stad in mag neem. En hulle veg teen die duiwel. En hulle breek die bloedlynvloeke. En hulle breek alles wat jou teestaan. En hulle maak die lig skoon. En hulle verwyder die gees van Jezebel. En hulle doen dit en hulle doen dat en hulle doen die ander. En dit is presies wat hier staan. Baie van hulle is te sterk, te groot, te seker van hulle self. En hulle mis die grootheid van God. En wat is die grootheid van God? Die kruis van Jesus Christus. En in hierdie tyd weet u, dat wat my aanbetref, daar geen boodskap is groter as die kruis van Christus Jesus nie. Ek wens hierdie was 'n video, dat jy my oë kan sien. Dat jy kan sien, dat ek is so ernstig. Ek is so ernstig in die feit, dat die kruis alles gedoen het. Die kruis het al ons grootheid weggeneem. Ons is nou swak, maar ons is sterk. Sterk deur Jesus Christus. Bloedlynvloeke en geestelike oorlogvoering is die Bybelstek. Kom ons lees 2 Korintiërs 12:7-10. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hierhoor het die Here 3 maal gebid dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolgelinge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Wanneer is ek swak? In my menswees. Wanneer is ek sterk? In Christus. Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. En net terloops, hierdie doring van die vlees, wat Paulus van praat, kan een van 2 dinge, die Bybel sê vir ons wat dit is. Hy wys dat hoeveel keer hy met klippe gegooi is, hoeveel keer hy skipbreek gelei het, hoeveel keer hy geslaan is, hoeveel keer dinge met hom gebeur het. Sodra hy begin hoogmoedig raak, dan laat die Here hom in een van daai dinge beland, en hy kom agter, hy's maar net 'n mens. En dit kan ook wees, en ek sal sê dit sluit in, blykbaar het Paulus oogsiekte gehad, wat veroorsaak seker was deur die doppe wat in sy oë was, toe hy vir daai 3 dae blind was, toe hy by Ananias was in Reguitstraat. En terloops, Reguitstraat is die mees kromste straat in Israel. Die Christene in Philadelphia was ook op daardie manier getrou aan Jesus en die woord. Die idee van wees getrou aan sy naam verwys nie net na vereniging met hom nie, maar ook na 'n eenheid met sy karakter. Baie hedendaagse kerke claim dat hulle getrou is aan die woord van Christus, maar hulle is ver van sy karakter af. Hulle vertoon die lewe van Jesus baie anders as wat die evangelies het vertoon. Hierdie kenmerke, geleerdheid om op God te vertrou en getrou te wees aan Jesus, lyk vir die algemene kerk maar vervelig. Dit was egter die standaard waarmee Jesus tevrede was. Jesus was ten volle tevrede met hierdie kerk. Die kerk in Philadelphia het die woord van God onderhou en in die naam van Jesus verloon nie. Met ander woorde, hulle was nie deel van die nuwe apostoliese reformatie se voorgangers nie. Sukses in Christelike werk word nie gemeet aan een of ander maatstaf nie. Dis nie bevordering in kerklike kringe nie. Dis nie hoeveel gebou is en hoeveel geld in die bank is nie deur die bediening van 'n man nie. Dis nie die massas wat kom luister nie. Al die bogenoemde word dikwels aangewys as sukses, maar is ver daarvandaan. Hulle bly maar op die beste aardse maatstawwe en die hemelse standaarde nie. Vers 9.
Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Die woorde, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, mag verstaan word as die volgelinge van die man van sonde wat optree soos die Satan voorgeskryf en wie se leringe van duiwels is. Hulle sal nou hulself begin bekeer. Hulle sal nou uitgebring word na die ware kerk toe. Dit kan ook verwys na die Joodse sinagoges, wat van die begin tot die einde daar sal wees, met 'n godsdienst vreemd aan die van die Christelike kerke. Baie Christene het moontlik na hierdie sinagoges gekyk en in hulle die duiwel gesien. Die belofte is egter belangriker as die plek. Uit hulle wat dit ook al mag wees, gaan bekeerlinge kom. Die woorde wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, kan dui op ingeslypte spioene. Soos ons dit vind in Galasiërs. Jode is net Jode, uiterlik verbind aan 'n nasie. Die werklike Jode is hulle wat werklik wedergeboorte deelagtig geword het. Hierdie sogenaamde Jode is godsdienstige persone wat voorgee dat hulle God aanbid, maar in werklikheid onder die beheer van die duiwel is. Die woorde, ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig, wys duidelik op bekeerlinge uit hierdie groep van mense. Verder wys hierdie nie op die feit dat hierdie mense die kerk sal aanbid nie. Hulle sal saam met die kerk as te ware by hulle voete die Here aanbid. Die bekeerde Jode sal na die kerk toe kom in totale nederigheid en hulle onkunde bely as sonde. Hulle sal hulle ywer vir die Joodse geloof en hulle haat vir die Christene as sonde bely en dan hulle geloof in Christus bely. Die woorde, en erken dat ek jou lief gehad het, wys dat hulle dan uiteindelik sal erken dat Christus ook vir die heidense nasies gekom het. Hulle sal dan erken dat die heidene deel het aan die verlossing wat daar in Christus is, omdat hy hulle ook lief gehad het. Die beste manier om ontslae te raak van God se vyande is om vir hulle bid dat hulle vriende van God sal word. Vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Nou, bogenoemde vers word aan beide kante van twee sienings gebruik. Beloof hierdie vers dat ons die groot verdrukking sal vryspring, of beloof dit dat ons veilig deur die groot verdrukking sal gaan? Beide sienings glo dat hierdie vers hulle saak versterk. Die meeste erkende Bybelgeleerdes beskou egter hierdie vers as 'n profetiese heenverwysing na die groot verdrukking. Die verdrukking wat die Messiaanse ryk voorafgaan. Jesus beloof hierdie Christene dat hulle nie deur daardie verdrukking sal gaan nie. Op daardie stadium is hierdie belofte aan daardie gemeente gegee, maar dit was eintlik bedoel vir die kerk van die eindtyd. Hierdie groot verdrukking is die toets wat gaan kom oor die aardse bewoners, die ongereddes. Hierdie frase kom 9 keer voor in die boek Openbaring en verwys altyd na die ongereddes. Die vers in Openbaring 17:8 verduidelik hierdie terme baie duidelik. Openbaring 17 vers 8. Die dier wat jy gesien het was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Dit is duidelik dat hierdie toets bedoel is vir die ongelowiges. Nou wil ek net sê, iemand mag nou maar sê dat nou ja, as jou naam dan geskryf is in die boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld, hoekom verkondig ons die evangelie? Dan is Calvinisme mos waar. Dan is daar mos 'n groep wat se naam voor die grondlegging van die wêreld in die boek geskryf is en hulle is die gereddes, hulle wat gaan hemel toe gaan, maak nie saak wat hulle doen nie, of hulle wil of nie. En dan is daar 'n groep wat voor die grondlegging van die wêreld se name nie in die boek van die lewe geskryf is nie en hulle gaan hel toe of hulle dit nou like of nie. Nee. Dis nie wat dit bedoel nie. Wat dit bedoel, voor die grondlegging van die wêreld het die kruis van Christus Jesus reeds plaasgevind. God sien, begin en einde sien hy gelyk. En as gevolg van die kruis en as gevolg van jou geloof wat jy handhaaf wanneer jy glo in Jesus Christus, is jou naam geskryf in die boek van die lewe saam met hierdie gebeurte asof dit gebeur het voor die grondlegging van die wêreld, van die begin af. Christene is nie van hierdie aarde nie. Alhoewel ons op hierdie aarde wandel, is ons nie bewoners van hierdie aarde nie. Ons lewe is in Christus verborge, Kolossense 3 vers 3. Want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. Nou mag ek miskien vra, as jy hierdie skrifgie ken, miskien het jy hom nog nooit gelees nie.
Miskien het jy nie idee daar staan so 'n skrif in die Bybel nie. Maar as jy hierdie skrif hier lees en dit word vir jou werklikheid, wil ek vir jou 'n vraag vra. Gaan die skrif weer lees, want jy het gesterwe. Wie het gesterwe? Jy wat na my luister. Wat sê dat jy 'n kind van God is? Wat wandel soos wat Christus gewandel het? Want jy het gesterwe. En jy lewe is saam met Christus verborge in God. As jy dit glo, as jy dit lewe, hoekom is die leerstelling eenmal gered, altyd gered vir jou 'n probleem? Ek dink maar net daaraan. Hoekom is ons so besig om te probeer uitvind of 'n Christen sy saligheid kan verloor en of hy sy saligheid nie kan verloor nie? Hoekom is ons so besig om uit te vind of 'n Christen kan sonde doen en dan kan wegkom daarmee en kan hemel toe gaan? Hoekom is ons nie besig wanneer jy tot wedergeboorte gekom het? Hoekom is jy nie besig om te soek na die lewe wat jy het saam met Christus verborge in God nie? Dan is hierdie ander dinge mos nie van belang nie. Dan is hemel gered, altyd gered mos nie van belang nie. Dan is lewe soos jy wil mos nie van belang nie. Kyk, dis nie vir my van belang of 'n teater in New York afgebrand het nie. Want ek gaan nooit na die teater in New York nie. Ek gaan nie eers in New York nie. Ek weet dit is 'n swak voorbeeld, maar ek voel net ek wil dit sê, want mense verstaan hierdie dinge verkeerd. As Grand West in Goodwood afbrand, gaan dit my pla? Nee. Want ek gaan nie Grand West toe nie. Dis nie deel van my lewe nie. As hulle ophou om sigarette te maak, gaan dit my pla? Nee. Want ek rook nie. As hulle absoluut alle drank gebruik gaan verban, gaan dit my pla? Nee, want ek drink nie. Gaan Christene verlore of nie verlore nie? Nee, dit pla my nie, want ek is nie van plan om verlore te gaan nie. Ek is van plan om gered te bly. Ek is van plan om te leef, eenmal gered, altyd gered. Ek is van plan om te leef saam met Christus in verborge plekke. Ek is van plan om te leef die geregtigheid van God in Christus Jesus. En hoe nader ek beweeg in hierdie lewe, hoe onduideliker word die wêreld en sy dinge, en ek het nie 'n saak of iemand glo dat jy as kind van God kan verlore gaan of nie gaan verlore gaan nie. Ek het nie 'n saak daarmee nie, omrede ek nie van plan is om verlore te gaan nie, want ek sit saam met Christus in hemelse plekke. Want jy het gesterwe in julle lewe saam met Christus verborge in God. Ons sien wel dat die woord bewaar in die verlede is, en beloof om die Christene te bewaar teen verdrukking, wat hulle wel deurgegaan het. Dit verwys nie na die toets wat nog moet kom nie. Die toets is duidelik vir hulle wie se burgerskap van die aarde is, en nie van die hemel nie. Vers 11. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Hier is 'n versie wat mense kan sê, okay, hier is 'n bewys dat jy verlore kan gaan. My antwoord is, so wat? Hy sê, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het. Ja, Jesus, ek hou vas wat ek het. Ek hou vas aan my geregtigheid in Christus Jesus. Ek hou vas aan my heiligheid in Christus Jesus. Ek hou vas aan my plek in Christus, in die hemelse plekke, en daaroor kan niemand my kroon wegneem nie. Hoekom nie? Want ek behou my geloof ongeag wat. Ek gaan hom weer lees, vers 11. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Hierdie uitroep van ons Here en Meester is 'n uiters ernstige uitroep aan almal tot op die dag van die wegraping. Die uitroep behels dat die kerk nie moet afwyk van die soliede fondasie wat Christus is nie. Hulle moet vashou aan sy woord, lering en geloof in hom wat alles is. Christus het geweet dat daar aan die einde van tyd bitter min van hierdie geloof sal oorbly. Daarom die uitroep, ek kom gou, hou vas wat jy het. Nie kry nuwe openbarings by nie, nie vorm nuwe en snaakse idees nie, kry niks by nie, hou net wat jy het. Nou kom hier 'n interessante deel by, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Dit sê nie steel deur iemand nie. Hierdie vers dui duidelik daarop dat 'n gelowige wel sy beloning voor die regterstoel van Christus kan verloor. Hy kan dan gered word soos deur vuur heen, maar sonder beloning. Hierdie is 'n kroon wat jy vanaf geboorte het, soos koninklike families nie, maar een van oorwinning. Jesus bemoedig sy volgelinge om hulle wedren te voltooi met die kroon van oorwinning. Die frase, ek kom gou, beteken nie dat hy bedoel het dat hy nog in hulle tyd sou kom nie. Hy het deur met die kerke te gepraat met alle gelowiges van alle tye. Die woord gou beteken skielik. Jy gaan nog hier sit, jy gaan nog na hierdie eenvoudige predikertjie luister, wat ook seker nie alles het soos wat hy dit moet hê nie.
wat soms dalk ook die klits kwytraak. En soms ook moedeloos raak, en soms ook in omstandighede beland wat nie baie God-erend is nie, maar ek dank die Here, ek hou vas aan wat ek het. Jy gaan nog na my luister, en die volgende oomblik oogknip, kyk jy in Christus se gesig vas, want dan is jy in die Vader se huis. Hy gaan kom sonder waarskuwing. Vers 12, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, en van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal, en my nuwe naam. Hierdie woord, die woord pilaar, simbolies gebruik en verwys na die sogenaamde pilare van die antieke tempels. Galasiërs 2:9. En toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Cephas en Johannes, Cephas is eintlik Petrus, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons aan die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan met dieselfde boodskap. Dis as Christus beloof dat jy belade in die tempel sal wees, verwys hy nie na 'n fisiese tempel nie, maar na 'n geestelike tempel wat deur hom gebou is. Ons kan hier sien dat die Here nie 'n aannemer van die persoon is nie. Dieselfde sogenaamde pilaarskap wat Jakobus, Petrus en Johannes beklee het, word aan gelowiges wat oorwin beloof. Daar is in God se koninkryk nie heersers nie. Ons is almal gelyk. Aan die einde van tyd sal daar is al reeds diegene wat oor mense wil heers in die kerk nie meer wees nie. Leiers van gemeentes is daar om die gemeente te lei en nie oor hulle te heers nie. 'n Pilaar suggereer die idee van permanente en gestabiliseerde fondasie van goedheid. Die een wat sterk onder die druk uitkom, word die een wat onder druk is, staan hom by. Dit was nie 'n vreemde gewoonte om inskripsies te maak op pilare nie. 4 van die pilare van 'n tempel in Philadelphia het inskripsies opgehad. Die wat glo en oorwin word 'n permanente plek in God se koninkryk beloof. In teenstelling met dit wat gelowiges beklee hier op aarde. Die naam wat gegee word is 'n aanduiding van aan wie die gelowige vir altyd sal behoort. Daar sal nooit weer iets soos 'n rebellie wees wat die gelowige van God sal skei nie. Vers 13. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons sal almal wees soos die Christene van Philadelphia, maar om so te wees moet ons soos hulle vashou aan wat ons het. Ons moet Jesus in die senter van ons lewe hou en nie onsself nie. En nou kom ons by die brief aan die Laodicense. En ek gaan hier ophou, sodat ons die brief van die Laodicense volgende week kan behandel. Ek wil net vir u sê, en ek het baie gesê hier, ek wil hê u moet dit weer 'n keer luister, dat dit nie belangrik om uit te vind, gaan ek verloor of gaan ek nie verloor nie. Wat belangrik is om dit in my lewe vas te maak. Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek is 'n oorwinnaar. Ek hou vas aan wat ek het. En ek gaan nie toelaat dat iemand my kroon van my wegneem nie. Baie dankie Here vir hierdie waarborg dat ons in geloof bly. En Here, ons bly in geloof. Here, ons glo en daaroor het ons genade. Ons glo en daaroor bly ons gered. Ons glo. Here, ek glo dat almal wat na my stem luister kan sê, ja Here Jesus, ons glo. En omdat ons glo, weet ons dat wanneer die wegraping plaasvind, ons met u gaan wees vir ewig en altyd. Ons sê vir u dankie in Jesus naam. Amen. Gewaardeerde luisteraar, al wat oorbly is, gaan wandelwaardig die roeping waarmee God jou geroep het, en Maranatha, Jesus gaan weer kom. Baie beslis. Is jy gereed? Ja, ek glo jy is gereed. Hou jy vas aan dit wat jy het? Ja, ek glo jy hou vas aan dit wat jy het. Is jy die geregtigheid van God in Christus Jesus? Ja, definitief, beslis. Maar as hy vertoef om te kom, mag die Here met u wees tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen.